7 kerke roep profeties uit vir die afgelope 2000 jaar, boodskap. En die Here sê, as jy eerste liefde verlaat word, ons gaan Efese, dan staan jy die kans om te begin compromise. Wat begin het, die kompromie, is dit nou anglicisme, begin compromise. En dis wat hier gebeur, het is baie hoogs occultiese site hierdie, soos die vorige een. Dit is nie altyd vir my lekker om as ek te praat nie, maar dit is real. As jy as Christen nie weet dat daar 'n koninkryk is wat teen God se koninkryk kom nie, dan you'll be sadly mistaken. Selfs in die boek Deuteronomium 3 sê die Here vir die Israeliete, ek gee julle die beloofde land. Hy staan daar in Deuteronomium 3 vers 2, dink ek, of 2 vers 3 met my nou nie, heeltemal vat op hierdie vers. Sê hy, hoe lang het julle al om hierdie berg getrek? Dis nie 38 jaar nie. Vat die pad noordwaarts. Kyk, ek gee die land in julle hand, maar begeef jou in 'n oorlog. Ek tog hulle kry die beloofde land. Maar hulle moes hulle self in 'n oorlog begeef om die land in besit te neem. En dis my en jou journey. God het in die kruis gesterf vir my en jou. Hy gee vir my en jou die sleutels tot die koninkryk. Maar jy moet dit in autoriteit en opstaan. En dan in ons journey kom ons loop ons goed vas. Wat ons dan agterkom as jy die Heilige Gees toelaat dat jy gaan wys hoor hierdie is nie lekker aanpaar met Christendom nie. Jy moet jou ambassadeurskap skoon hou. Nee, want jy's 'n ambassadeur nou of wat sy kerk het ons gesê het, hy het net die Christen label gedra. Ek dra net die label op 'n Sondag. Hoe sê tieners altyd, jy's 'n duikboot Christen, die surf is net op 'n Sondag. Of 007 vir Jesus. Nee, jy's 'n geheime agent vir Jesus. Niemand weet eintlik jy's 'n Christen nie. Nee, dan is dit nie van jou op jou van toepassing nie. Dan as jy klaar lou waarom. Maar vir my en jou wat nader aan God wil beweeg, suiwer ambassadeurskap, al daai tipe goeders. Sit goed om jy goed te weet, want God wil jou ook in die bediening gebruik, né? Jy gaan boeties en sissies sê wat betrokke is om goed wat nie van die Here af. En jy gaan vir die Here wysheid moet vra om hulle te help. Alright. Want ek en jy die autoriteit om hande op mense te lê en hulle kan bevryding kry. Demone sê ek vir mense altyd, is nie wat Hollywood ons geleer. Hollywood sien jy 'n dogtertjie wat in die muur opkruip en haar kop in die rond te draai. Ek het al baie weird goed gesien in my lewe. Veral as ek in Afrika is. Maar ek en jy word aangeval daagliks soos tieners vanoggend vinnig gesê, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 sê, jy moet elke gedagte gevange neem en al die skanse in jou kop opgewerk teen die kennis van God afbreek en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid geloof. So skanse teen die regte teologie. Jy dalk groot geword in 'n denominasie of kerk wat se teologie nie die ware teologie is. Nee, is dalk 'n mensgemaakte teologie. Maar daai skanse moet dan afgebreek word en dan begin jy die waarheid sien, maar dan kry jy gedagtes. Jy kry gedagtes van die Here af natuurlik. God kan vir jou gedagtes gee, hy gee gedagtes, hy gee vir jou drome en visioene. Die vyand is nie alomteenwoordig soos God nie, maar hy het vriende. Hulle kan jou net gedagtes gee en toets weer reaksie daarop. Alright, hulle gee vir jou gedagtes en hulle kom in die eerste persoon. Ek het vanoggend gepraat met iemand, wat sê maar verwerper. Hy sê nie vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Hulle sal so kom. Ek is nie goed genoeg. Ja nee wat, niemand is lief vir my nie. Wat ook al, simpel voorbeeld. So val die vyand ons aan. Of hy sal vir jou aanval en sê, ek is nie so erg nie, weet ek. En dan maar hierdie ding doen, is nou regtig nie. Hallo, onderwerp jou aan God. God is nie reëls, regulasies nie, dit is 'n suiwer verhouding met hom. En onthou wat ek altyd sê, ons God is 'n jaloerse God. Hy deel nie. Hy wil jou nie deel nie. As jy besef wat dit beteken dat God 'n jaloerse God is. In Petrus is daar 'n skrif wat hy sê, die Gees in jou begeer jou. Nee? Hy wil jou nie deel nie. Dan deel jy. En dit is nie goed in jou verhouding met hom. Maar weet jy, kom ek baie klein, kom ons praat nou oor hoe kulte en hoe goed, en ek sê altyd, veral as ek teach oor bevryding, ek teach nie oor wat 'n tipe demone jy kry en goeders nie. Ek het 'n vriend gehad, wat geld getel het, in die bank uit, hy het verstaan bank gewerk, in die 80's, ons geld tel nie.
Hulle sê dat hulle nooit vervalste geld geleer. Nooit. Net die genuine ding. Hy sê jy voel hom sommer. Jy sien hom sommer tussen 'n hoop note. En dis wat ek en jy moet doen. Ons moet die woord ken. Dis 'n vervalsing van soek. Alright. So, dit nou in hindsight gesê, kom ons kyk wat sê die Here oor hierdie kerk. En is daar iemand wat hom wil lees vandag? Ek mag lees. Openbaring 2 vers 12. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus of Pergamum. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. So tweesnydende swaard beteken dit die woord, Ou en Nuwe Testament, né? Tweesnydend. Ek ken jou werke in die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. So die troon van Satan, die fisiese een is weggevat, maar glo my, die geestelike een is nog nie so. Maak nou nie saak of Hitler om Duitsland Berlyn toe gevat het. Alright, good. En jy hou vas aan my naam en jy die geloof in my nie verloor nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getrou getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te toereer. Vers 15. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van Nikolaiete, wat ek haat. God kan haat, nie? Bekeer jou. Anders kom ek na jou toe en ek sal oorlog voer met die swaard van my mond. So God gaan net oorlog voer met die woord. Net met die woord. So woord oor die woord. Net reg, met God is daar nie grys, net reg vir jou. Net so. Ek hou van die manier hoe God praat. In my verhouding met God, lees ek sulke goedjies raak. Byvoorbeeld, toe Abraham nou daar in die woestyn was en hy sien, ja, maar hier is 'n man en nog 'n man, soos het God en 2 engele. Toe nooi hulle vir ete, toe sê God, nee, ons is daar, op ons soort met vanmorgen uitsorteer. Hy sê, maar net, kom drink dan net iets. En hy sê, ok, as ek toe Abraham aan die tent in harte, toe sê, kry die skaap, kry die vleis, toe en dan God eet. En God het nog gesit en eet. Maar terwyl hy praat, God sit en eet, en hy drink ietsie, hy sê vir Abraham, so by the way, as ek volgende jaar hier voorbij kom, maar dis die J.C. Leroux Amplified, waar hy praat so daar. So by the way, as ek volgende jaar hier voorbij kom, gaan jou vrou swanger wees. En nou Sarah, asseblief, ek wou te sê. En God vraag vir hom, kom jy gelach? Ek het nie gelach nie, het. Ja, God weet alles. Jy sal vir hom dan enig sê, ja, maar ek het nie, jy het. God weet jy weet. God sê, hy weet alles. Hy weet alles, jy het. Maar gelukkig kan ons repent. Ek sê altyd vir die Here, vergewe my elke uiterlike woord wat my mond uitkom. Ek is ook grappie, maar hy het ou steekpuntjie nie. Ons moet rarig kyk wat ons sê. Alright. God, dis waarom het so belangrik is as 'n ambassadeur van God om te sê wat hy sê. God sê wat hy sê, en dit staan vas vir altyd. Wie oor het, dat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, ek sal gee om te eet van verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam skryf wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. So ek gaan nou dit weer noem, die 7 ontwerpelemente van elke brief, die naam van die kerk beteken iets. Dit gaan nou elke dag. Die titel wat Christus homself vir homself kies, 'n aanbeveling, kommer, vermaning of 'n bemoedigingkie, belofte aan die oorwinnaar, wie oor het. Alright, nou Chuck Misser altyd sy lesing aangebied, sê, hoor die vat in jou oor? Het jy jou oor? Nou luister, die Gees vir die Gees. Ja, die 7 kerke, ons weet, dit is 7 plaaslike fisiese kerke. Hier was die kerk van Pergamus, of Pergamum, nie die een wat later hier gebou is deur die Romeine nie. Dis moes nou die een wat nou saam gesmelt het met hulle goedjies. Maar hier was 'n regtig aktiewe Christelike kerk, geplant 10 deur Paulus of Johannes of mense wat geluister het van. Maar hy was nie hier sekerlik. Seker hier was Christen nie tussen die mense, maar net in huise bymekaar gekom en so. Dis die ware kerk. Alright. Dis vermanend, elke boodskap geld vir al 7 kerke in daardie tyd en vandag se kerk. Luister kerke, pas op wat julle toelaat in julle doktrine en teologie in die kerk. Pas op wat julle toelaat. Wees suiwer ambassadeurs. Alright. Homileties persoonlik, as jy 'n oor het, en dan profeties. Dis waar baie ouens self, die ou wat ek nou baie van hou, wie se boring boek ek gelees het, van Scotland Yard, hy het nie geglo in die profeties. Hy was 'n baie praktiese ou.
nee? Maar ek en jy moet regtig agslaan op die profeties, hoor. God het vir elkeen van julle 'n woord, julle moet nie bang wees daarvoor. God het vir elkeen van ons 'n woord. Hy sien iets oor elkeen van julle. So, 7 tydperke van die kerk era die afgelope 2000 jaar. So as ek sê, hierdie is 'n boodskap wat al vir 2000 jaar uitgekom het. Vir alle kerke, vir alle Christene. Vir alle Christene. Luister wat ek moet weer vir jou verduidelik. Wanneer ons by Efese begin, onthou, wat is die belangrikste in jou verhouding met God? Verhouding. Ek het al die Here gesien reguit hou slaan met 'n kromstok. Ou se teologie is nie eens mooi nie, maar hy preek. Maar daai ou is so lief vir Jesus, nee. Dat mense dop so om en bekeer net nou hier en alles. As wat 'n ou daar kom met suiwere teologie en so, wanneer maak hy klaar? Dit is so boring, jy weet, want dan is dit net teologie. Daar's nie lewe nie. Alright. So jou verhouding met God is die belangrikste. Dan weet enige een wat vir God wil leef, godsvrugtig, sal vervolg word. Smyrna. Dalk nie vir leeu's gegooi word nie, maar die familie sê dalk uitstoot. Jy gaan nie meer Kersfees saam met hulle hou. Ek het so 'n vriend en vriendin wie ek en Elsie laas jaar genooi het om saam met ons te kom eet, want hulle familie het hulle afgeskryf. Alright, en die eet by ons in 'n Kersfees. Okay. En dan is dit vandat jy begin jou eerste liefde verlaat het, dan staan jy die gevaar om met jou voet tergmom in die wêreld te begin kombineer. God se goed en ander goed. En dan Thyatira deel te maak. In jou kulte, wat jy ook al mee besig is. En dan sê God, jy het 'n naam wat jy leef, maar ek sê vir jou, jy is dood. Kom ek sê vir jou, jy is dood. En dan op die einde van die dag, nommer 7, sê ek vir jou, nee, jy is nou besig om te stap. Ek het niks met jou te doen nie. Dis erg sê, dis die God wat vir die dag sê. Ek ken jou nie. Wie is jy? Ken jou? Dit moet verskrikkelijk wees. Dit moet verskrikkelijk wees. Ek wil nie daai dag daar staan nie. Die naam van die kerk is Stad van die Slang, City of the Serpent. Dis waar die Esculapius teken vandaan kom. Ek het nou baie daaroor gepraat. Ek kan nie oor die agtergrond van Pergamus praat nie. Ek gaan 'n persoonlik probeer maak vir julle hier. Ek het julle al klaar vertel van Moses, slang opgerig. Jesus dan in Johannes 3 wat sê soos die slang Moses sal die seun van die mens opgerig word, en dan kom ons by Openbaring met die kopervoete, koperslang, dra die oordeel, kan die hitte hanteer, al die tipe goeders. Titel van Christus, dit sê hy by die kerk tweesnydende swaard het, Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God, almal ken hom, is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gedagte en murg, en dit is die beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. God ken elkeen van ons harte. Dis waarom hy altyd sê in die Bybel, hou jou hart suiwer, bewaar jou hart bo alles. Wanneer ek mense bediening of bevryding doen, dan leer ek hulle. Stap 1 is, moenie laat goed wat hier inkom, hier toe kom. Bewaar jou hart. Moenie laat iemand jou so kwaad maak, dat die persoon hier inkom. Ek sê altyd, in die oggend staan 'n tandeborsel en jy dink aan die persoon, want die het klaar probleem. Verstaan nie? Moenie laat iemand hier. Al wie hier inkom is net vir wie jy lief is en vir God. Alright, jy laat nie ander goed hier inkom. Nie slegte begeertes nie, niks nie. Jy sorg dit hier uit. Dis waar jou oorlog is hier. Ek moes een keer 'n vrou bedien. Sy hou nie baie van my nie. Baie mense wat nie van my hou nie. Ek wil hier almal met van my, maar nie almal nie. Maar 'n man vra toe, kom bid net vir haar, by die werk nogal. Dis 'n prokureur. Sy doen eers die moeite om te staan en sy tik so. En ek sit toe so langs haar. Jy sê, jy moet nie met daai demoon goed op my kom nie. My hele kantoor is gesalf. Ek sê, wanneer het jy die gees van selfmoord deur die salfolie gekom? Die sien sy oor selfmoord. Dit is 'n gees. So, jou gedagtes is baie belangrik. Want daai ding sal vir jou sê, ag, ek sien goed genoeg nie. Miskien moet ek dalk maar 'n einde aan alles maak. Pas op, dis die vyand. En jou gedagtes gaan. Jy moet daai ding wegjaag. Daarom baie polismanne wat ek ken, wat by selfmoordtonele aankom, as jy daar lê of daar, dan sê die gees, wie is volgende? Dan kom en dan sit daar by die kroeg, tweede egskeiding, en dan sien, ons moet onsself opbou. Alright. Tweesnydende swaard, die stemos, twee kante, grondwoord stoma, die mond.
twee snijende swaard. Mond. Woord is kom ek en jou woorde as weergebore kinders van die Here is ontsettend belangrik wat jy sê. Ek het al goed gesê wat ek so berou het in vervulling gekom. So berou. So berou wat ek heeltyd vir Here sê, Here, ek het nou gesê ek vra verskoning, maar ek sien dit gebeur. Tragies. Tragies, ons moet pas op. Isaiah 55 verse 11. So will my message be that goes out of my mouth. God het praat. It won't return to me. Instead, it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. So nou moet jy weet, nou wil jy in koninkryk stap, jy die sleutels van die koninkryk. En nou, ewe skielik is hierdie 'n swaard. Pas op. Pas op. Een keer bedien 'n ou my. Hou nou net so vas. Hy sê, jou swaard is skerp, ek het gewees. Oulik, hy sê hou net op om God se kinders te kap met hom. Want swaarde is nie om kinders van God te kap met swaarde en mense. God, so mense. Nie ek en mense. Alright, dis ooit 'n profetiese woord hoor. Ek sê nou dat ek kan nie weet ek bedien nie. Sy sê die laaste woord is hy gekry, pastoor het net so nagevat en gesê, Jezebel, stap weg. Daai vrou sit nou daar. Nou 1 Korintiërs 14 sê, hoekom is die profetiese woord daar? Te bou, te bemoedig en te stig. Daai het nie gestig nie. So dis die profetiese woord nie, cancel dit. Luister nie. Profetiese woord is nie ek kom by jou plaas aan. Ja, die Here wys my met 7 beeste op die kerk gee. Dis nie profetiese woord. Dis nie profetiese woord nie. Profetiese woord is hoorie so, sien ek kry swaar op die plaas, maar be a good cheer. Die Here sê hoorie, dit ons bou en ons bemoedig en stig. Alright, dis wat ons moet doen. Psalm 33 vers 6. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. Luister, die gebruik jou psalms. Dis nie net wat om te bid en wat om te proklameer nie. Proklameer sy woord. Baie belangrik. Die Nigeriese mense onder wie ek en Elsie lank gesit het, en wat ek rassist was, moes ek dan die Joy Noble se tas oral ronddraai. Stop sy daar by lughawes is net so koop. Wat nee? Draf. Dit is al hoor hoor. Ek was aan tas oral dra, maar hulle het ons geleer om die woord te proklameer. Gebruik die woord in jou eie situasie. Psalm Job 38 wat God vir Job vra, het jy so lank as wat jy leef die dageraad ontbied om sodoende die ewel uit die some van die aarde uit te skep? Het jy dit gedoen? Het jy al jou dag command? Jy moet dit doen. Jy kan dit doen. Jy het autoriteit. Bepaal jou dag. Interessant hoor. Aanbeveling. Ek ken jou werk in die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. En nou jy vas in die naam, jy het my geloof my nie verloor nie, selfs in die dae van Antipas, my vertroue. Nou is baie siening oor Antipas, maar ek hou van hierdie twee. Antipas, teen of teenoorgestelde, teen almal. Antipas was teen wat hier gebeur. Dit kan dit beteken. Maar daar's 'n ander bekende ou wat gesê het, tydens Domitian se heerskappy, was Antipas toegemaak in 'n vuurkoper bil en het so gesterf. Hy's gebrand in die bil. Ek lê na daai en toe. Hengstenberg, gesê bekende Duitse teoloog, het die naam simbolies gemaak as iemand wat opstaan vir Christus against all odds. Dit is nou mooi. Antipas, against all odds, sal ek vir God opstaan. My getroue diensknegt Antipas. My getroue diensknegt against all odds. Ek like dit. Dit is vir my mooi. Alright, die troon van Satan, ek het veel gesê die PDF stuur. Daar sê vandag in Berlyn, en ek kan ons sien, Hitler het 'n mooi gaan plan daar vir hom. Christine is vanoggend gesê, hy het dit nie verniet gedoen nie. Daai manne weet. Hulle was hoog in die kulte op. Nee? Kom maar ek het enkelinge teen jou, dat mense is vashou in die leer van Biliam, dat Balak geleer het om 'n struikelblok gaan lees, gerus ek gaan dit vir jou, en dan ook die leerstelling van Nikolite wat hy haat, leer van Biliam, 'n heidense waarsêer in Josua 13:22, van Mesopotamië, by die Eufraat rivier van Aram, hy was geëer deur Balak, koning van Moab. Biliam was bestraf deur sy donkie, hy weier om Israel te vervloek, maar hy het die koning geleer om Israel te oorwin. Dis die leerstelling van okkulte. Alright, so gaan 'n bietjie vir jou daarop. Doktrine van Biliam, geestelike omkeis en vertroud met die wêreld openbaar. Hier loop hy bemark sy gawes. So daarvoor gesop in die bediening.
die fout van Biliam of vir ewigheidsskatte op die tydelike gewin. Equalite, ek gaan 'n hele hoofstukkie oor doen in my boek. Onkruid gesaai tydens die eerste jare van die kerk het hulle gedoen. Wettisme, Jesus se afgehandelde werk, vandag nog. Hoeveel nasies is daar wat nie hierdie vir mense leer? It's done. Jy kan niks doen om die points vir die Here te wen nie. Ons werke kom uit die liefdesverhouding met God wat ons ander wil help om van Jesus te vertel. Dis nie werke nie, dit is 'n given wat jy as Christen moet doen. Jakobus sê, hoorie so, jy kan nie hierdie geskenk van die kry nie dadelik by dit vroeg nie. Dis nie om koeksusters te bak vir die kerk nie. Dis om te leef vir God. Dis die dade wat ons moet. Maar wettisme, nee, jy moet soveel keer jou kralietjies bid, 87 Hail Marys, daai goed werk nie hoor. Het nog nooit gewerk, hoe sal ek nooit werk. En natuurlik die grootste ding vandag in ons teologiese skole in Suid-Afrika reg oor die wêreld, gnostisme, ontkenning van Jesus as God. Hy was as beste profeet. 'n Ou wat my baie geleer het, is vandag en weggedraai van God. Hy dink ons is naïef om te glo, dit is 'n predikant. Baie lief vir, bid ons dit voor. Baie lief vir. Hy het my na die Here te gelei. Die dag toe hy wy, toe sê hy vir my, JC, ek moet jou baie dankie sê. Jy het my aan Johnny Cash voorgestel. Ek sê vir hom, Boeta, ek moet vir jou dankie sê, jy het my goed voorgestel. En daar is hy soontoe en ek soontoe. Hy het my aan die Here voorgestel. Dag dien hy nie die Here. As ouens wat boeke skryf in teologiese skole van Maria was verkragt deur 'n Romeinse soldaat en sy toe die seentjie Jesus wat hierdie mite gehad het van 'n pa. Al die gemors wat in teologiese fakulteite is. Keiseraanbidding, ontkenning van Jesus se goddelike heerskappy. Nikao beteken kanker, overcome, rule, Laos people. So hoor wat beteken dit. Met ander woorde, gebruik jou geestelike statuur, amp of posisie om oor mense, leuke, te heers of te domineer. In plaas van voete te was soos Jesus Johannes 13. Jesus sê, wil jy dit dien? Kom ek wys julle. Hulle noem dit die upper room discourse, die boventrek rede. Van Johannes 13 tot 17, vat Jesus hulle deur dit, hoe mens moet dien. Van Johannes 13, voete was, en dis ons nie. Nee. In plaas van, jy jou ring uitstoot, jy moet my ring soek. Wat dat van die? Ek dink die dag as hy daar aan die ander kant kom, waar die handjie net so afgeklap. Of 'n handskryf in die muur. Hou moet pas op. Die dade of werke wat die kerk van Efese verwerp en vermy het, word toe die doktrine van die kerk verwerp. Dis my eerste liefdesmaat. Vermaning, bekeer jou, anders kom ek na jou toe, sal teen jou oorlogsvoer en die swaard van my mond, dis die titel van Christus. Belofte aan die oorwinnaar, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees van die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek eet om te eet van die verborgde manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n naam geskryf wat niemand ken nie, behalwe hom. Manna beteken mos, wat is dit? Jy het geweet, wat is dit? Wat is dit? Eksodus 16, daagliks opgetel vir 6 dae. Dit word poëties verduidelik in Psalm 78, 34 en 35. En hy het manna op hulle laat reën om te eet, en die koring van die hemel aan hulle gegee. Mense het die brood van die engele geëet, hy het hulle volop padkos gestuur. Dan op Psalm, mooi né? Psalm 105 vers 40, hulle het gebid, toedat hy kwartels kom, en hy het hulle versadig met hemelbrood. Een van Jesus se 7 ek is verklarings in die evangelie van Johannes. Ek is die brood van die lewe. Verborge manna, verhouding met God, ek beloof jou met Jesus sê, die Here sal vir jou wysheid gee, kennis, insig, verstand, hy sal vir die skrifte oopbreek soos nog nooit van tevore. As jy net so tyd vat oor dit. Wit keursteen, Handelinge 26 vers 6, ek gaan nie baie op dit nie, duidelik het dit vir julle bietjie in die bus verduidelik, wat Paulus die lot teen iemand in daai tyd, ek gaan nie lot, ek gaan dit vir my so 10 minute vat. So kom, ek gaan rewind, ek onthou my, herinner my nou ek hierdie storie vir julle vertel. Dit is 'n mooi storie. Okay. Alright. Wit keursteen. Ander betekenis van die wit keursteen, as jy offer aan die keiser ontvang, ontvang jy 'n steentjie wat jy moes wys wanneer jy dalk voorgegee was deur soldate. So daai tyd as jou ID so klippie met op, jy mag nie deurkom. Maar as jy hom nie het nie, sê hy toe sy leeu's toe.
Want jy kry daai eers as jy offer 'n pinch of salt of pinch of wat ook al offer. Jy hoef net te gesê keiserskool. Dis al wat jy het gesê. Wat jy geleef. Onthou nie, as ons nou oor die kerk van Smyrna gaan praat, nie al die Christene het gesê, hoorie, ek gaan doodgaan nie. Ander ouens het gesê, hierdie Christelike t-shirt is nie lekker nie. Ek sê maar pinch gooi, nog steeds 'n Christen word. Dat beteken nie in Smyrna se tyd het almal gesterf. Jy het Laodiceërs gekry in Smyrna se tyd. Jy het Pergamum in Smyrna gekry. Soos wat jy vandag Smyrna kry in hierdie tyd. Is dan Christene, sê die afgelope 200 jaar, ek sê nou by Smyrna kom, het ek nie getal, ek sê vir hulle wys. Hoeveel duisende Christene sal doodgemaak die afgelope 200 jaar, meer as daai tyd. Meer. Ons weet nie eers nie. Stalin het Christene gevat in Siberië en dan laat die treine staan, dan vries hulle dood binne die trein. Geskiedenis wat ons nie weet van nie. Om te bewys dat jy jou stem aan hom gegee dat hy die hoogste God was. Anders was jy gevang natuurlik tot dood veroordeel. Wie is die oorwinnaar? In Johannes 5 vers 4. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Dit is nie mooi nie. So, stad van die slang. 'n Mooi boodskap is. Die titel wat Christus gebruik hier, skerp twee sinne swart, sy woord is baie belangrik vir julle. Julle moet agslaan op God se woord. Lof dat hy reg geword het, hy het vasgehou, dat die mense hierso wat nie gekom het, vasgehou in sy naam, hulle het 'n geloof aan God nie verloon nie, of was dit so maklik om die sonde te kom hierso. Kommer, dat die mense wat vashou die leer van Biliam wat Balak geleer het, en aan die leer van die Nikoliete, die bemoediging, bekeer jou, anders kom ek oorlog maak en swaard van die belofte van die oorwinnaar. Hy wat oorwin, sal eet van die verborgde manna en God sal vir jou 'n keersteentjie gee. Ek beloof vir jou, wanneer jy hoop ek kry in hierdie tyd wat ons nog oor het om julle te praat oor die maaltye. Ja, daar is vir jou 'n tafel gedek, daar is vir jou 'n kaartjie of 'n steentjie met jou naam op wat net jy God ken. God nooi jou uit. Maar dit gaan vat van jou om die reguit pad te loop. Om die stok in die grond te steek en sê, dis 'n ekstra kompromis. Maar dis elke mens moet dit vir homself besluit. Ek sê vir jou net, die maklikste manier om jou swakhede te oorwin, luister vir my, is om ander te oorwin. Moenie so fokus dat 'n mos op 'n muur so word. Ons almal het foute, ons almal maak foute. Maar gaan bedien ander. Ons het altyd gesê, toe ek in die Taakmag was, moes ek valskring spring, ek haat valskring. Ek het altyd gesê, as ek na die vliegtuig sit, ek gaan so op, sit jy daar die vrees, laat jy so koue sweet uit. Ek wil net in die lug kom, ek sal myself daar uitsorg. En dis dieselfde met 'n Christen, kom net uit jou dop uit, en gaan bedien ander, en die Here sal jou uitsorteer, soos wat jy gaan. Voel jy ook gaan uitsorteer, ek gaan nie glo ek was daai persoon nie. En dis hoe jy oorwin in jou daaglikse staplere. Baie keer as ek 'n besering het, of ek het 'n siekte, ek gaan bid vir ander wat siek is. Dan kom ek agter, my ou dingetjie is nou nie so erg. Nee? Nou voor ek my oë uitvee, is ek al weer weg. 'n Dokter eendag vir my gesê, hoorie, jy is een ding dan van pyn, dit hou nie vir altyd nie. Nee, dit hou nie vir altyd nie. Dit sal verbygaan. Oor die hele jaar, dit is 'n voorreg om hier te wees vandag om die woord te staan, wat van die hoogste onkultiese goed plaasvind het. Maar een saam met God, is meer as altyd. Een saam met God, Jesus se bloed, nee, wen altyd. Ons hoef nie op hierdie goed te fokus nie, ons fokus moet wees, om die mense wat hierdie goed vasdra. As Christen wat so gefokus is op okkult, die sterk manne, I don't give a rip. Jy moet soos John Wayne wees. Hulle van vra, hoorie so, het jy gehoor van die nuwe akteur Chuck Norris? Raai wat sê, ek ken haar nie. Het jy al gehoor van hierdie demoon? Nee, ek ken haar glad nie. Ek ken vir Jesus. Ek is nie naïef nie. Ek gee net nie aandag aan haar. Ja. Baie mense kom sit my as hulle bevryding wil hê. Eendag sit 'n vrou, dit so lysie. Ek dink ek het hierdie demoon, daai demoon. Ek sê gee 'n papiertjie vir hom om gou in die afloop. Ons fokus op Jesus. En dan daai goedjies gaan hulle tassies pak en hulle sal self loop. Amen. 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 Kan ek vir ons bid? Asseblief. Lekker. Vader, baie dankie. Dankie vir die wonderlike voorreg
om vandag hier onder hierdie mooi boom te kan woon. Dankie Here vir die mense wat voor ons gekom het, wat die prys betaal het. Dankie Jesus dat U eerste die prys betaal het vir U boeties en U sissies. Vader, dankie dat U vir ons die weg oopgemaak het, dat die gordyn geskeur is. Ons kan op ons Pa se skoot gaan sit. Ons kan ingaan in die allerheiligste uit in. U sê in Efesiërs, ons moet heers uit hemelse plekke uit. Dankie dat ons uit in hemelse plekke kan kom. Dankie my Vader, dat U vir ons die sleutels van die koninkryk gegee het. En as we enigiets bind op aarde, dan sal dit gebeur wees in die hemel. Enigiets onbind op aarde, dan sal dit onbind word. Here, en ek bid so vandag, dat dit in hierdie land ontbonde wees. Ons ontbind dit wat vashou, wat die evangelie na toe wil kom. Dat die evangelie na toe kom. En dit wat keer, ontbind ons. Dan weet ek wat van hemel doen. Here, laat arbeiders in die oes kom, in massas, na hierdie land toe. Dat hier mense bekeer op rasseskrede. Vader, ek loof en ek prys U naam, dat hierdie mense U sal leer ken en U sal aanbid met die passie wat hulle God nou aanbid, wat niks beteken nie. Vader, ons eer die naam en join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under His blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Ero destinato a diventare un pirata soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare l'uomo nuovo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Oh, by one lion's roar. By one lion's roar. So go kneel and wait and join